you died for me there on the cross. You breathed the last as you were crucified, and you gave it all for me. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah, what a friend. Hallelujah, King forever. And we thank you for the cross. There in the ground, sealed in the darkness, lifeless lamb, the frame of the Father, Son in agony. And he watched his only Son be sacrificed, and he gave it all for me. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah, what a friend. Hallelujah, King forever. And we thank you for the cross. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God, His Son not sparing, sent Him to die, I scarce can take it in, that on the tree my burden gladly buried, He bled and died to take away my sin.
how great thou art, how great thou art. Then sings My soul, my Savior God, to thee. how great thou art, how great thou art. When Messiah shall come with shouts of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart? Then I will bow in humble adoration, and will proclaim, oh my God, how great thou art. This sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, 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 how great thou art. My worth is not in what I own, not in the strength of flesh and bone, but in the costly wounds of love at the cross. My worth is not in skill or name, in win or lose, in pride or shame, but in the blood of Christ that flowed at the cross. I rejoice in my Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul. I will trust in Him, no other. My soul is satisfied in Him alone. As summer flies, we fade and die. Fame, youth, and beauty hurry by, but life eternal calls to us at the cross. I will not boast in wealth or might, or human wisdom's fleeting light, but I will boast in knowing Christ at the cross. And I rejoice in my Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul. And I
Môre gemeente, dis lieflik om weer vir julle almal te sien. Ons kom weer in ons huiskerke bymekaar en in hierdie maand vanaf hierdie Sondag tot die 4de Junie kom 2 huiskerke ons nou op 'n slag bymekaar in die Voortrekkerssaal. Maak net seker wanneer jou huiskerkgroep is, sodat jy asseblief nie hierdie geleentheid sal mis nie en ons lieflik saam kan gesels. Ek vra nou sommer daar waar julle sit, miskien sal dit goed wees as ons net vir 'n oomblik stil raak en dat ons harte voor die Here bring. Ons is almal so aan die gejaag deur die week dat ons soms nie tot stilstand kom en net rustig raak in ons harte en ons harte diensbaar bring voor die Gees van waarheid nie. So vat nou hierdie oomblik en raak vir 'n wyle net stil en rustig voor die Here. Nou ja vriende, ons is in Hebreërs en ek voel sommer net dat ons nie te vinnig hierdeur gaan hardloop nie, maar vandag net so 1 of 2 puntjies onder mekaar se aandag wil bring. Nou verlede week in die Voortrekkerssaal het ons saam gesels uit Hebreërs 4 uit. Ek gaan sommer net ter wille van die kontinuïteit net vir ons weer saam lees. Vanaf die vers 7. En hy praat nou hier van Here Jesus, hy sê, hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red, het ook verhoor is uit die angs. Hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. En nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword en is deur God genoem 'n hoëpriester volgens die orde van Melchisedek, waaroor ons veel te sê het, wat swaar is om te verklaar, omdat julle traag geword het om te hoor. Want hoewel julle vanweë hierdie tyd nou al behoort leraars te wees, het julle weer nodig dat mense julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. En julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spyse nie. Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Maar vaste spyse is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. En nou lees ons vandag verder in hoofstuk 6. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie. Luister mooi wat hy sê. Daarom, na aanleiding van alles wat ons verlede week gesê het, dat ons nie traag sal wees om te hoor nie, dat ons deur hierdie tyd almal leraars behoort te wees, dat ons nie net bly by die eerste beginsels van die Eerste Testament nie, maar verder beweeg in die lieflikheid van die Nuwe Verbond, die Laaste Testament. Is daar progressie? Of kom ons noem dit eerder geestelike groei. Jy kan nie stagneer en net happy wees dat jy weet van Jesus nie. Dit is 'n proses van gedurende groei en volwasse word, 'n verlange na vaste spyse, na die volheid
wat in Christus beliggaam is. En hoor nou net met hierdie argument geskryf vir Jode wat hierdie geneigtheid het, of mense wat hierdie geneigtheid het om net by die default setting te bly, om heeltyd terug te gaan na die melkies toe, na die eerste beginsels, na die shadows, die tipes, die skadies, maar die heerlikheid, die kern wat uit God het gekom het, Jesus Christus, dit nie volledig embrace nie, dat jy het uiteindelik kan kom, soos Paulus sê in Galasiërs, ek is nou met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En dis hierdie verlange om volwasse te raak, om hierdie geestelike onderskeiding te hê tussen wat goed en kwaad is. Met ander woorde, dis wat die skrywer hier sê, julle moet groei en toeneem in die lieflikheid van die Here Jesus Christus, wat ons teen hierdie tyd weet baie beter is as al die ander dinge van die ou tyd, van die eerste beginsels, van die Eerste Testament. En hy sê daarom, en dan verwys hy na alles wat vooraf geskryf is in hoofstuk 5. Moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie. Ja, daar is met ander woorde 'n begin, 'n wegtrekplek. Die kruis is nie die aankomsplek waar ons net stop nie. Dis die begin. Dis die begin van die pad van geregtigheid. Dis die punt van die woord van geregtigheid wat daar in vers 3 staan, want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, die woord van die evangelie. Met ander woorde, jy kom kerk toe, jy is deel van 'n huiskerk, maar jy die woord van geregtigheid, die evangelie het nie kom settle in jou hart en in jou lewe en in jou optrede nie. Ons gaan deur emotions, ons het eintlik maar nog steeds 'n Aaron nodig, 'n dominee, 'n priester, wat jy hom ook al wil noem, om vir ons die woord uit te lê. Maar wat die skrywer sê is, ons moet aanbeweeg aangaande die prediking van Christus. Ons moet daai woord van geregtigheid vat en dit vir onsself indrink. Job sê so mooi in Job 42, ek het so lank geluister na my vriende en hulle opinies, eintlik 'n tweedehandse verhouding met die Here gehad, ek probeer dit net mooi verwoord, maar nou het ek eerstehands God self gehoor en beleef, en die lieflike openbaring wat Job oor praat in die Ou Testament, en hy sê, ek repent, ek draai terug na die Here, en my verlange is absoluut by hom. En jy sien, dit gebeur slegs wanneer jy eerstehandse verhouding, diepgaande verhouding het en aanbeweeg in hierdie woord van geregtigheid. Dis waar dit begin. Dan stop dit nie daar nie, dit loop oor en absoluut hierdie vrymaking wat 'n vrug het in heiligmaking. Met ander woorde, ons het hierdie verlange om deur die gees van waarheid te groei, volwasse te word, aan te beweeg. En uiteindelik het ons ook hierdie hoop, deurlydsaamheid wat volbring sal word. En hierdie hoop sê wat? Dat ons eendag verlos sal word van absoluut die teenwoordigheid van gebrokenheid en die stikkendheid van die vlees en van sonde, in die verheerliking, die glorification om eendag by Christus te wees. Maar terwyl ons nou nog aardse bewoners is, pelgrims, reisigers deur hierdie wêreld is, bly ons nie by die begin van die prediking aangaande Christus nie. Maar na die volmaaktheid gaan ons voort. Ons beweeg tot daardie volmaaktheid wat daar in Jesus is, in die evangelie van geregtigheid. En dan sê hy 'n paar belangrike punte. Sonder om weer die fondament te lê van die bekering uit dooie werke, sonder om weer die fondament te lê van die geloof in God, sonder om weer die fondament te lê van die leer van die doop, sonder om weer die fondamente te lê van die leer van die handoplegging, sonder om weer die fondamente te lê van die opstanding van die dode, en sonder weer om die fondament neer te lê van die ewige oordeel. Nou, dis waar ons vandag gaan stop, net daai paar verse. So die punt hier is duidelik wat jy nie moet mis nie. Is as jy 'n verlange gaan hê om net in jou kinderskoentjies te bly en by die eerste beginsels te bly en nie tot die volmaaktheid van 'n lewe absoluut uitverkoop in Christus, soos Paulus sê, dis nie meer ek wat lewe nie, maar Christus Jesus in my, deur sy natuur,
deelgenoot te word, soos Petrus gesê het, van die deug en die goddelike lewe wat Christus vir ons gebring het, die deelgenoot raak van daai goddelike natuur en lewe, gaan jy arm bly vir die res van jou lewe. En ek verwys nie na rand en sent nie. Ek verwys na die lieflikheid en die volheid wat God vir jou wou deurbreek en oopbreek en in die vrug wil inlei van heiligmaking wat daar in Jesus Christus is. Nou onthou, hierdie brief word geskryf vir eerste eeuse gelowiges wat uit die Jodendom uitgekom het, Jesus Christus as Messias aanvaar het, maar nou sit hulle met hierdie moeilike ding, want ons kom uit hierdie leer waar ons in die Ou Testament geleer het ook van bekering. Dis nie net 'n Nuwe Testamentiese begrip nie, ons het geleer van bekering. Maar wat die skrywer hierso sê is, as jy net by die eerste beginsels bly, gaan jy nooit oorgaan in die volheid van die diepgaande betekenis van bekering. En wat is dit? Julle gaan so lekker hieroor kan gesels in julle huiskerk vanoggend. Maar wat daarvan as ek vir julle sê, dat as bekering nie daarin lê dat jy uitverkoop, alles neerlê en Christus sien as die hoof van jou lewe en alles van jou hele lewe en alles wat jy besit aan Christus oorhandig en sê, hier is dit, ek wil dit nie dra nie, ek gaan net 'n gemors hiervan maak, ek oorhandig deur repentance, bekering, ek metanoia, ek draai heeltemal om, ek verbrand die brûe van die ou lewe en ek volg Jesus Christus. Sien, dis die punt wat hy wil sê. Gaan tot die volmaaktheid oor. Moenie net by die fundament van bekering bly nie. Bekering is absoluut deurslaggewend. Die eerste eeuse Jode sou dit mooi verstaan. En hier is dit ook 'n vraag vir jou op die tafel. Ek weet jare lank het mense gesê, nee, ek het nie 'n bekeringsdatum nie, ek het nie 'n bekeringsmoment nie, maar liewe vriend, as jy jou lewe vir Christus oorhandig het, en jy het in die eerste eeu geleef, en jy het Jesus die Here van jou lewe gemaak, sou jy verseker geweet het, dat daar 'n verskil gekom het in bekering, dat jy nou 'n nuwe skepsel is, dat die ou dinge het verbygegaan, die nuwe het gekom. So die bekering sal 'n absolute deurslaggewende moment in jou lewe wees. Niemand kan, sommige mense kan presies die tyd en datum onthou, maar moenie daar vashak nie. Kom by die punt uit waar jou getuienis, soos Lukas 24 sê, van jou bekering en die verlossing van sonde, die bekering, die vrymaking uit sonde, absoluut jou getuienis raak. En ek vra dit vandag vir jou. Vra dit vir mekaar in die huiskerk. Het jy daardie getuienis? Sal jy enige plek kan loop en sê, ek verstaan die bekering, ek het my lewe in Christus gegee, ek het aangegaan tot die volmaaktheid, die vaste fondamente van hierdie beginsel en lieflikheid wat God vir my wil gee? Of is jy arm daaraan, het jy dalk traag geword, stil geword, en jou vrymoedigheid verloor? Tog moet jy jouself net hier een dingetjie afvra voor ek voortgaan. Het jy vrymoedigheid om oor enige ander saak te praat in jou lewe wat vir jou kosbaar is, soos kamp, rugby, die ekonomie, die politiek, sport, die skool, enige iets anders wat jy daar byvoeg? Is dit vir jou maklik om daaroor te gesels, dalk jou beroep, maar wanneer dit kom by die deurbraak en eintlike lewe en lieflikheid van Christus, dan struikel ons. Sien, die skrywer sê, julle moet aanbeweeg tot die volmaaktheid voortgaan, en dan moet ons die bekering moet ons gryp in die lieflikheid van Jesus Christus. Hy sê, moenie vashak by die fundament ook van die geloof in God nie. En ek dink eenvoudig wat die skrywer hier wil sê, om nie te lank hierby te haak nie, dat geloof in God is lieflik. Ons sien dit dwars deur die Ou Testament, van die begin af. Maar geloof in God moet oorgaan, dat dit ook geloof word in Jesus Christus, is wat genoem word die Yeshua, 'n God wat red. Met ander woorde, God is nie net 'n onpersoonlike, ver afgeleë persoon met wie ek 'n verhouding het, dit raak uiters persoonlik. Soos Johannes dit sê, duidelik in Johannes 1 vers 18, niemand het God nog ooit gesien, behalwe die eniggebore seun wat uit die boesem, in die boesem van die Vader is. Hy het gekom om hom aan ons te kom bekend maak. En wat jy in geloof moet verder gaan, is dat, dis die aanmoediging in Hebreërs, is gaan tot Christus,
Lê jou lewe in Christus neer. Kom tot die volle openbaring van geloof in God in Christus, wat ook die God van ons redding is. Moses hulle sing al hieroor, toe hulle die bevryding uit die see uitgekry het met die vyand wat weggespoel en dan sing hulle 'n psalm, 'n mismor tot God en hulle sê, U is die God van ons heil en wat ons verstaan en dis wat die skrywer hier in Hebreërs sê is, Jesus is soveel beter, gaan in jou geloof tot God, maar verstaan ook Jesus is God wat red. Dan praat hy hierso van, moenie bly by die fondamente van die leer van die doop nie, né? So wat sou hy hierdeur bedoel? Nou, interessant genoeg, hy skryf vir die eerste eeuse Jode, die woord hierso is verwassinge, nou hulle het baie mitzwas gehad, waar hulle reinigingsbaddens gehad het, waardeur hulle gegaan het, reinigingsrituele, dink byvoorbeeld ook aan die kanne wat by die eerste wonderwerk in Johannes se evangelie reg staan by die bruilofsfees, waar daar wassingsrituele kon wees, en wat kom doen Jesus? Hy verander daardie wassingsrituele water verander in wyn, as absoluut die mooiste openbaring getuienis van die oorgang van 'n eerste beginsel na 'n volheid deur die bloed van Jesus, wat met ander woorde een ding sê, is moenie vashak waar die wassinge of die doop net vir jou 'n uiterlike ritueel is nie. Hê 'n absolute goddelike openbaring daarvan en verstaan dat die doop en die wassings nie net 'n godsdienstige ritueel is nie, maar sien dit absoluut as 'n geloofsdeurbraak deur jou geloof en jou neerlegging van jou lewe in Jesus Christus. En ek dink wat hy ook hierso sê, verstaan ook nog 'n ding, dat jy nie net een waterdoop of 'n wassing deurgaan nie, maar ook 'n verlange het na die doop met die Heilige Gees. En dit is eenvoudig waar ons nog baie sal gesels, is wanneer jy jou lewe toelaat aan die enigste een wat jou so kan was en doop, die Here Jesus Christus wat van jou van bo af doop met sy Heilige Gees, en jy absoluut onder die krag van die Gees van waarheid kom, sodat jou getuienis kan oopbreek. Sodat jy nie verstrengel sal sit in simpatie en skaamte nie, maar absoluut sal uitbreek in die grootste vrymoedigheid om die Here te dien. Sien, dis die aanmoediging. Moenie net vasbly staan by die eerste beginsels, jy beweeg tot die volmaakte, tot die volheid in Christus. Kom tot die volle verstaan van bekering. Kom tot die volle verstaan van die God van jou redding. Kom tot die volle verstaan van die wassing, van die doop, nie net met water nie, maar ook van die Heilige Gees. En dan praat hy hierso van die handoplegging. Nou ons weet, in die Ou Testament was daar baie handopleggings gewees, waarvan ons lees, veral wanneer daar 'n sacrificial animalkie, 'n diertjie, jaar na jaar geslag is, en jy jou hande daarop lê, en daardie handoplegging deel wees van hierdie seremonies, en die offerdiens. Ons gaan nie nou daarin in diepte ingaan nie. Maar wat hy eintlik hierso sê is, moenie net bly by die eerste beginsels van handeoplegging nie. Doen iets met jou hande en lê dit op die lam wat vlekkeloos is. Gryp die Here Jesus omdat hy jou eerste gegryp het. Gryp hom. Lê jou hande op die lam van God wat sy lewe vir jou kom gee het. Met ander woorde, gebruik hierdie fisies en figuurlik. Gebruik hierdie hande van jou en gryp na die een wat jou eerste gegryp het. En never let go. Hou deur die grootste onweer en jou onvermoë en selfs wanneer jy struikel, hou net vas. Moenie dit los nie. Want die skrif sê so mooi, hierdie lam is nie net die een wat die sondes wegneem en deurbrake bring en vrymaking en vergifnis en bekering en nuwe lewe bring en al die ou dinge laat verbygaan nie. Nee, hy is die God van redding, die Gees van waarheid. Wie die Seun dan vrygemaak het, sal waarlik vry wees. So laat jou hande in handeoplegging nie net by seremoniële dade bly nie. Laat dit oorgaan in totale oorgawe deur die lam te gryp en in hom vas te hou. Hy sê so deur die opstanding van die dode
Met ander woorde, lees jy Job, lees jy deur die Ou Testament, sien jy dat daar 'n verlange is, 'n profetiese verlange na hierdie, ons weet daar sal 'n opstanding van die dode wees. Maar ek wil vir jou vandag sê, wanneer ons aanbeweeg na die volmaakte en die volheid van Christus, is die opstanding nie net 'n mooi gedagte waaraan ons kan vashou nie, dis juis die enigste hoop, die enigste realiteit, die enigste krag in jou geloof in en deur Jesus Christus. Dis waarin jy gaan vashou vir die res van jou lewe. Deur lydsaamheid kweek dit iets absoluut liefliks. Dit kweek hoop. Dit kweek volharding. Dit bring die krag van God in jou lewe in deur die deurbraak. En jy kan aan die Here vashou al die dae van jou lewe. So opstanding is nie net 'n mooi gedagte nie. Dit is absoluut die fundamentele waarheid van jou Christelike geloof. Jy hoef nie meer te wees wie jy was nie. You don't have to be whom you once been before. Jy kan nou opstaan en in die lieflikheid van jou bekering, deur jou hande op die lam van God te lê, deur die geloof te hê in die lam van God, Jesus Christus, wat die God van redding is, en uiteindelik ook kom by die lieflike verstaan van die opstanding. En dan die laaste ding, by die dode en van die ewige lewe. Nou vriende, wat sou ons geloof beteken as ons net, jy weet, net sê, maar die skietsheid praat hier van die ewige oordeele, nie die ewige lewe nie, maar die ewige oordeele. Wat sou bestaan as ons net fundamenteel in 'n klein verstaan sou kom en nie sou verstaan dat God nie net 'n goeie maatjie is nie, maar dat daar 'n ewige oordeel eendag gaan wees en dat God regverdig is en dat hy justice verlang omdat hy 'n regverdige God is. En dis wat ons hier moet verstaan, is dat in hierdie hele proses, omdat Jesus beter is as die engele, beter is as Moses, beter as Aaron, beter as Melchisedek, as dit kom by die volmaaktheid oor te gaan van die ewige oordeel, is daar een plek waar jy veilig is. Vra vir Noag. En dit is om deur die enigste deur in die ark in te gaan, dat wanneer die oordeel van God kom, die reddingsark getref sal word, wat absoluut 'n Ou Testamentiese beeld is van Jesus Christus. Jesus sê, ek is die enigste deur na die Vader, wie deur my kom, sal gered word. Dis die enigste weg na die Vader toe, en dis die uitnodiging. In ewige oordeel, wat gaan kom? Ek wil dit vir jou sê, jy kan nie 'n God verkondig sonder ewige oordeel nie. Is daar net een plek van redding, en dit is kom na die een wat soveel beter is, want hy is die ark, hy is die enigste deur, waardeur jy kan instap, en wanneer die ewige oordeel van God kan kom, en wanneer jy voor die regterstoel van Christus sal verskyn, is dit die plek van veiligheid, die plek van redding, die plek van die lam, van Jesus, wat die volle prys betaal het. En weet jy wat smaak jy dan? Jy smaak die redding van Christus. Jy smaak die redding van die een wat die prys vir jou gebrokenheid en jou stikkendheid betaal het. En dis die uitnodiging. Matteus 28 sê Jesus, kom na my toe, almal van julle wat moeg en belas en oorlaai is. Daarom, 6 vers 1, moet ons nie bly by die begin van die prediking nie. Vriende, ek wil vir jou ten slotte iets sê, en dan wil ek julle met 'n bietjie hieroor gesels. Ons het lui geraak, wanneer dit kom by die woord van geregtigheid. Ons het lui geraak om moeite te doen, om 'n verhouding, soms met 'n God wat ons nie fisies kan sien nie, te hê. Dis makliker vir mense om 'n verhouding met die stormers te hê, na wie toe jy kan gaan en wie jy kan sien, en wie jy kan raak, vir wie jy kan sing. Maar wat daarvan vir die een wat jou in die palm van sy hand gesit het, wat jou skuldbrief uitgedelg het, om uiteindelik jou hele lewe vir hom neer te lê. Ons het lui geraak om 'n verhouding met die Here te hê. Daar's baie redes wat ons kan noem, miskien wil julle 'n bietjie daaroor gesels. Maar wat daarvan dat ons nie vas bly staan by die eerste beginseltjies van wassinge, doop, bekering, geloof, handoplegging, opstanding van die dooie, ewige oordeel nie, maar voortgaan en oorgaan tot die volheid wat daar in Jesus Christus is. Sien, dis die uitnodiging tot op hierdie punt van die boek Hebreërs. Dis ook die waarskuwing waar ons verlede Sondag gepraat het. Hy sê, moenie traag word en julle hoor nie. Ons gaan volgende week 'n bietjie verder gesels in hoofstuk 6, vers 11 gaan julle hoor, maar ons verlang dat elkeen van julle dieselfde ywer mag toon om te kom tot die volkomme sekerheid
van die hoop tot die einde toe, sodat julle nie traag sal word nie, maar navolgers van hulle wat deur geloof en lankmoedigheid erfgename van die belofte is. So ek vra jou weer ten slotte, waar staan jy op hierdie prediking aangaande Christus? Het jy na die volmaaktheid voortgegaan in dit absolute deurbraak van wie Jesus is, of leef jy nog waar iemand vir jou keer op keer, sondag op sondag, week na week, moet voed met die eerste beginsels? En wanneer jy dan gechallenged word deur die woord, dan gooi jy soms 'n tantrum soos 'n kindjie, dat jy minderwaardig voel of nie wil aanbeweeg na die lieflike uitnodiging wat net Jesus vir jou kan bied nie. Hier is nie 'n saak van wie weet meer en wie weet minder nie. Hier is net een saak op die tafel, en dit is: reageer jy op die uitnodiging van God in en deur Jesus Christus? Julle, daar is soveel ontsettend meer wat ek net oor hierdie verse kan sê. Maar miskien lees gou weer hoofstuk 5 vers 11 tot 6 vers 2 en gesels 'n bietjie daaroor in julle huiskerk. Ek vra vandag dat julle asseblief saam met my sal bid vir Johan Opperman se gesondheid. Dankie dat ek vir julle dit kan vra. Ek vra vir julle om aan te bid vir Erhard Boer se gesondheid. Ons het verlede week gehoor van Elsie B. Joubert, toe Stein in die kerk kom vertel het van haar gesondheid, kom ons dra hulle in die Here op. Ons dink aan soveel mense wat deur swaar gaan, siekte, dalk bekommernis oor hulle gesondheid. Hier is baie name wat ons sal kan noem. Maar ek vra vir jou, kom ons bid ook vir ons gemeente en bid vir mekaar nou in julle huiskerk, dat julle almal 'n verlange sal hê om na die volmaaktheid van die prediking in Christus oor te gaan. Dit was lieflik om weer met julle te gesels. Mag die Here julle seën, behoed en bewaar. Lekker gesels, en asseblief, kom ons volhard in die gebed. Tot weersiens, mooi bly.